Het jy al ooit gewonder of daardie ou ring, gebreekte ketting of erfstuk wat in jou laai lê, dalk meer werd is as wat jy dink? Met goudpryse wat tans hoog is, kies al hoe meer mense om hulle ongebruikte goud te verkoop. Maar hoe werk die proses en hoe maak jy seker jy kry 'n akkurate prys? Vandag gesels ons met Etienne Norke, eienaar van Gold Exchange Pretoria, om ons meer te vertel. So baie welkom Etienne. 100% baie dankie. Ek dink dit gaan 'n baie interessante gesprek wees want dit voel asof al hoe meer mense deesdae ou goud verkoop. So waardeur word dit aangedryf? Wel, natuurlik soos jy gesê het, deur die hoë goudpryse. Ek dink nie mense besef regtig hoeveel goudjuwele werd is deesdae nie. Ja. Soos hierdie paar goedjies wat nou hier voor my rond lê, hierdie was omtrent R20,000 so juwele. So mense hoor altyd die goudpryse is hoog en is op 'n goeie plek, maar mense nog steeds nie regtig 'n begriping van hoeveel dit werklik werd is nie. Ja. Ja. En jy weet baie mense het nou waarskynlik goud in hulle juwele kussie wat hulle nou maar daar bære en waarvan hulle so miskien selfs al bietjie vergeet het. So watter items is mense verbaas, jy weet wanneer hulle dit miskien na jou toe bring en dan besef dit het eintlik baie waarde. So veral ringetjies is nogal die populairste, want 'n ringetjie is, ek kan nogal 'n goeie gewig aan hom hê, en dan meeste van hulle is baie keer 18 karaat goud, wat regtig, om as 'n voorbeeld te vat, 'n ringetjie soos hierdie, sal jy maklik oor die R5,000 kan kry vir. Dit is so ietsie so klein, so lig, daar's dalk 'n steentjie in, mense het amper geen idee dat dit soveel kan werd wees nie. Goed, so hoe bepaal julle die waarde? Wat is tipies die dinge wat julle in ag neem tydens so 'n waardasie? So die belangrikste ding natuurlik is, die belangrikste twee is die karaat en die goud. En natuurlik die gehalte van hoe die karaat toets. Dit is hoekom ons hierdie masjien gebruik. So ons toets nog die goud op 'n, as mens so kan sê, 'n non-destructive manier. Baie plekke gebruik nog die sure en daai soort van dinge wat ook heeltemal oukei is. Maar ons hou van die geweer want hy beskadig nie die juwele nie. Dis baie maklik, mens skandeer 'n stukkie goud soos hierdie, hy gee dan die presiese lesings en persentasie van hoeveel karaat dit is, daarna sal ons hom weeg op die skaal, alles deursigtig, en van daar af die gramme gebruik om, min of meer die gramme en die karate gebruik om 'n akkurate waarde te kry. So julle kombineer dan basies daai twee waardes met Korrek, mekaar. presies so, ja. Dis baie interessant en ek bedoel so 'n klein dingetjie wat dan nou as 'n skaal kan dien. Ja, nee, mens, dis awesome, dis amazing, ja. En hierdie lyk ook vir my baie groot, maar ek bedoel dit lyk ook interessant na aanleiding van hierdie skermpie ook wat die mense dan nou hierso sien. Nee, definitief, hy is baie interessant. Ek wens ek kan verduidelik hoe hy werk. Dis 'n klomp tegnologie en X-strale en radiologie. Ek het al probeer, as ek nou moet probeer verduidelik, dan gaan dit glad nie sin maak nie. Nee, vir myself. So Nee, dan laat ons dit maar eers daar. ja. Ek meen dit lyk ons kan sien jy weet wat jy doen. Goed, maar daar is miskien baie mense wat so 'n bietjie onseker is oor hierdie proses. So hoe verseker julle of stel julle hulle gerus dat dit wel eerlik en deursigtig is, jy weet, met die verloop van die hele proses? Baie goeie vraag, en dis 'n goeie vraag dis die regte vraag om te vra. So natuurlik op ons Facebook en sosiale media probeer ons met die videoetjies wys om waar ons praat en jy weet met die kliënt self probeer praat deur die skerm om daai bietjie verhouding te probeer bou en om te wys dit is ek wat wel gaan deurkom na julle toe. Ons populairste diens is maar die huisbesoeke. Ja. Verstaan, nou het mense juwele wat baie geld werd is, maar jy wil nie noodwendig jou huis verlaat daarmee nie. Mens wil, jy weet, verkieslik jy iemand moet na jou toe kan kom, en dit voel aan die ander kant ook redelik. Mense kan natuurlik daar ook skepties wees, en ons ook. Ons wat nou na iemand se huis moet uitry wat ons glad nie ken nie. Maar ja, so wanneer mens wel sal kyk om dit te verkoop, dan is dit natuurlik die belangrikste om dit op die veiligste manier te doen. En ons sal sê die huisbesoek daarvoor is maar die beste opsie. Wel, ek dink dit laat 'n mens net oor die algemeen 'n bietjie veiliger voel ook, jy weet, om nie met soveel waarde dan, jy weet nie noodwendig met hoeveel waarde jy dan in jou motor rondry en dalk in jou sak rondloop nie. Korrek. So ek dink dit laat 'n mens bietjie veiliger voel. Wat het julle laat besluit op so 'n diens of om so 'n diens aan te bied? Presies, soos ons nou gesê, dit is maar met die goudprys wat hoog is, daar was natuurlik 'n gap in die mark, maar meerderheid van die mense hou nog steeds vas, want hulle wil nie uit die huis uit gaan nie. Ja. En hoofsaaklik om wel net vir mense 'n idee te probeer gee van wat hulle juwele werd is. Dit is hoekom ons gratis waardasie aanbied. Verstaan, ons het al 'n dag Boksburg toe gery of so, net om 'n waardasie te doen en dan terug te kom.
En dan wel is dit nou waar wel is baie keer dan gebeur het waar hulle sal besluit okay nee, ons is nou reg om te verkoop. Ander kere nee en dis ook 100% okay want nou weet mens okay my goudjuwele is iets werd en ek moet nog mooi vashou of dit mooi wegberre wat ook al mag wees. So ek sal sê in daai opsig was daar soos ek kan sê 'n gaping in die mark en ons wil regtig net mense probeer help op so veilige moontlike manier as moontlik. So gestel nou maar jy doen nou die waardasie, dan kan daai persoon net daar en dan besluit hulle verkoop nou daai goud aan julle. Korrek. Goed. Ja. Is daar miskien 'n wanpersepsie wanneer wat mense het wanneer dit kom by die verkoop van goud? Ek sal nie sê noodwendig 'n wanpersepsie nie. Ja, dis moeilik om te sê die enigste wanpersepsie is dat hulle dink ek sal sê actually die grootste wanpersepsie is dat hulle dink gebreekte goudjuwele is nie noodwendig iets werd nie. Waar dit definitief nog steeds is. Ons het al baie mense wat ons gekontak het wat ons self gaan sien het en dan kontak hulle ons die volgende dag weer en sê hulle het nou wel hulle gebreekte goedjies ook gekry en ons moet weer deurkom. En dan baie keer glo of nee was daai gebreekte goedjies meer werd as dit wat ons die vorige dag aangekoop het. Sure, dit is interessant. So ja, mense sal dink ag en mense kan verstaan hoekom sal my gebreekte juweel nog iets werd wees? Die juweel is steeds goud. Nou 'n ander interessante ding is dat jy ook kreurrande koop en dan silwer en luukse horlosies. So hoe verskil die waardasie daarvan wanneer mense dit vergelyk met gewone goue juwele? So as dit kom by kreurrande, basies presies dieselfde, ons gaan hom ook toets en weeg. 'n Kreurrand het nou natuurlik so 'n bietjie van 'n premie, want glo of nee, 'n kreurrand is geld. Mense mag kreurrande ook eintlik nie smelt nie, sover ons dit het. So dis maar ook belangrik dat mense hom toets met die geweer. Seker maak hy is 22 graad goud, natuurlik bietjie meer as 'n normale juwele. En dan as dit kom by die horlosies, dit is nou maar moeilik op sy eie manier. Ons hou baie van die horlosies en ons begin nou nog net daarin beweeg, maar ons werk so 'n paar ander mense wat ons nog bietjie uithelp. Goed, so watter raad het jy vir iemand wat dit oorweeg om hulle goud te laat waardeer? Ek sal sê begin definitief of probeer begin by gratis waardasie om 'n eerlike idee te kry. En wanneer selfs al gaan mense uit na iemand toe of iemand kom deur na huis toe, laat hulle als weeg en toets voor mense oë want ek dink dis die meeste plek waar daar dinge kan skeefloop as mens so kan sê is by die weeg en toets. So ons probeer maar ook om alles te verduidelik tot ons vermoë. Dit so serieus is maar moeilik, maar tot ons vermoë en sommer die skaal oop te sit sodat almal kan sien hoeveel ons weeg en daai soort van dinge. Wanneer mense kyk om dit te verkoop net op die veiligste manier of net om te begin met 'n waardasie ten minste. Het jy net vinnig waar kan mense inligting oor julle in die hande kry? So ons sosiale media by Gold Exchange Pretoria of GE Pretoria. Ons het Google en 'n website ook. Ja. Ja, dat ek sal sê op die oomblik daar is maar Google en die sosiale media. En belangrik, julle doen huisbesoeke ook en ek dink dit maak dit baie gerieflik en maklik. 100%. Baie dankie dat jy vanoggend kom kuier het. Definitief, dankie dat jy my gegee het. Goed. Nou jy het ingeskakel by Goeiemôre Good Morning en jy kan bly net waar jy is want ons is net hierna weer terug en dan fokus ons op 'n splinter nuwe enkelsnit.